Ek wil ook met jou staan en hoor kan jy jou hande hoog op en sê Here, aan die Here waardig vir aanbidding. Waardig, hallo Anton. Waardig is die Here God Almagtig. Wat was en sal wees tot in ewigheid. Ek sal U prys, Here, kom, ek sal U prys. Ek sal U loof, want U is die Here my God. Here wat in die gees van my hande. Want U is die Here my God. Here wat in die gees van my hande. Ek sal U Vader, ons dank U vanmôre dat ons gevind kan wees in die teenwoordigheid. Dat hierdie plek vanmôre 'n verskriklike plek wees met die teenwoordigheid. Met die naby vanmôre, Here, ons het gekom om met die woord te hoor. Die verklaringe van ons getuienis, die verklaringe van die woord van God, Here, wat ons in hierdie dag staande kan hou. Ons het gekom om te kom hoor, wat sê die Here vanmôre? En dan U kom toe die lof, die eer, die aanbidding, kom kyk. Ons het hom lief vanmôre. Here manga sura shira desta. Seker tere desta. U is waardig,
wees goed in hierdie plek, Here. Here, niks sal ons terughou, Here, want alle lof en eer kom U toe, Abba Vader. You open my eyes, Lord. You open my eyes and let us see Your beauty. Open the eyes of my heart, Lord. You open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. I want to see You. Yes, You open my eyes. Open the eyes of my heart, Lord. You open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Yes, open my eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open my eyes of my heart. Yes, I want to see You. Yes, I want to see You. See You high. See You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Lord, pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see You. Yes, I want to see You. Yeah, yeah. Abba Father, Lord, You open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You, Lord. I want to see You. Oh, You open my eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open my eyes of my heart. Yes, I want to see You.
vir hom vanmôre, hoe hoog en ewig is hy vir jou vanmôre. Sê vir hom, sê net vir hom, Here, ek dank dat hy so goed is. Sê vir hom vanmôre dat hy is bereid God is. Sê vir hom vanmôre dat hy is die Een wat alles doen. Daarom kom jy vanmôre om te eer en te loof en te aanbid. Jy hoef nie opgecharged te word om die Here te eer nie uit jou hart uit. Sê jy, Jesus, ons dankie dat ons hier kan kom aanbid en kan eer en dankie dat kom sê. Omdat die feit dat die krag af is, beteken nie dat die Here weg is nie. Ons het gekom hier te eer en te aanbid, Here. Maak nie saak of die lig brand of die ligte nie brand en maak saak dat die Here verhewe word en die Here aanbid word en die Here geprys word. Waarom? Want hy is hier met krag verbonden. Hy is die krag van die wêreld. Hy is die al van die al en die Here van die weerskare. Die onvergelykbare God. Dis wie hy is vanmôre. Daar's mense in hierdie plek wat nodig het dat die Here omstandighede van hulle sal kom verander. Dis die God wie ons dien. Hy is die Een wat die onmoontlike kan doen vanmôre in jou lewe, vir jou, deur jou en vir ons almal iets besonders kan doen vanmôre. So kom ons loof hom, kom ons prys hom, kom ons aanbid hom. En gee hom erkenning vanmôre. Gee hom erkenning vanmôre. Kom aan, gee hom erkenning vanmôre. Hy is die God wat kan. Kom sê bietjie vir hom, Here, hier is die God wat kan. Hier is die God wat kan, hier is die God wat wil. En ons loof die heilige naam. Halleluja. En ons loof sy heilige naam. Ons loof die heilige naam, want die is goed. Nou maar, ons loof die heilige naam. Want die is goed, die is goed, die is goed. En ons loof die heilige naam. Nou maar, die is goed. Want die Here is so goed. Ja, so naby ja, goed. Ons dank U, Here. Ons loof U, ons prys U, ons dank U terwyl ons U aanbid. Terwyl ons sê hoe goed U is vir ons. Wil ons stil staan, Here, met die woorde en sê dank U vir genade. Dank U vir U liefde. Dank U vir U omgee vir elke mens op hierdie aarde. Dank U dat U is so spesifieke God, dat U luister na elke een van ons gebede. Daarom kom ons vanmôre om sê dankie Here, dat U so 'n goeie God vir ons is. En dan toe aan U kom toe die lof, die eer, die aanbidding. Kom nog 'n kerk aanbid hom. Sê vir hom vanmôre, sê vir hom vanmôre. Kom aan sê vir hom, dankie Here vir die week wat verby is. Dankie vir sy goedheid, dankie vir sy guns vir elkeen van ons. Dankie vir die seën van die Here wat ons goedheid en guns bewys. Dankie vir ons genesing. Dankie dat ons gesond kan wees. Dankie vir ons gesondheid en ons gee al die eer, al die lof en al die aanbidding in die wonderlike naam van Jesus. En die kinders van die Here sê, ja, die kinders van die Here sê, halleluja. En die kinders van die Here sê, ek loof die Here, want hy alleen is goed. Amen. En sy goeie tierenheid is tot in ewigheid, en ons prys sy wonderlike naam. Amen en amen. Jy kan jou sitplekke neem. Baie dankie band. Jammer die krag het afgegaan, maar so kom ons deur vir almal op livestream wat na ons kyk. Ek wil net vir jou sê baie welkom by die AGS voor Chepston. Kingsway bediening. Het is goed om julle allemaal saam te hê met ons vanmôre. Al is het so 'n bietjie in die donker, die plek is in die donker, maar ons wandel in die lig. Halleluja. Want Jesus is die lig van die wêreld. So ons weet, ons sien die simptome van donkerheid, maar ons gaan nog steeds die Here prys en eer en aanbid. Verlede week het ek begin op 'n hoë noot om te praat oor die verklaarde woord in my mond, die geskrewende woord uit dieselfde woord wat uit God se mond uitkom, is dieselfde woord in jou mond. So wanneer jy begin te spreek, wanneer jy begin te gryp na die Here uit sy woord uit, dan kan hy net sy woord eer. So sy woord sal nooit ledig terugkeer na hom toe, volgens Jesaja 55 sê, my woord gaan uit om 'n doel te doen. Hy sê, my word goes out and will accomplish exactly that for which I have sent it. Spreuke 18:21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Daar's lewe en dood in ons tong. Daar's
lewe en daar's mag van in ons tong en sê elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. En hoe keer jy jouself gevind hierdie week terwyl jy praat en hoor jy Sondagmôre se preek uit Deuteronomy 28 van vers 2 tot en met vers 14. Ek het daar die waarborge van die Here gegee daaruit en vanmôre is ek by Jesaja 31 vers 14 sê. Hy sê, so kom ons bid net gou vir die seën van die Here oor die woord. En Vader, ons dankie vir u woord. Dankie dat vanmôre ons kan opneem dit wat u aan ons gegee het. En ons loof en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Hy sê in Jesaja sê hy die woorde, hy sê 31 vers 14. Is hy nog nie daar nie, hy sê, en ek sal die siel van die priesters verkoop met vettigheid. Met vettigheid en my volk sal versadig word en met seëninge spreek die Here. Hy sê en ek sal die siel van die priesters verkoop met vettigheid. I will anoint them. I will give them an anointing. I will place in them a powerful anointing. Hy sê, met vettigheid en my volk sal versadig word met my seëninge, spreek die Here. Die priesters sal spreek onder 'n salwing. En onder die salwing die vettigheid van die Here, die losmaking van die beloftes van die Here, sal die volk bereik. En hulle sal die Here eer, en hulle sal die Here prys. Hy sê, want ek sal die siel van die priesters verkoop met vettigheid, en my volk sal versadig word met my seëninge, spreek die Here. Oh my word. Oh my word. Kom, gryp die woord vanmôre. Sê ek word versadig met die seëninge van die Here. My oë begin te kyk en my oë begin te verwag van die seëninge van die Here. Daar gaan iets goeds gebeur. Die Here se seën sal op my rus. Hy sê in Kolossense 3:15, hy sê dit, hy sê en laat die vrede van die Here. Hy sê laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is en julle harte heers en wees dankbaar. Hy sê laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is en julle harte heers. Wat moet in julle harte heers? Hy sê laat die vrede, hy sê van God waartoe julle ook in een liggaam. Wat is daai een liggaam? In Christus Jesus en die vrede in julle harte heers. Om te weet, die Here kan vir my voorsien. Die Here kan vir my vooruitgaan. Ek maak 'n verklaring vanmôre. Dit is die Here wat ons voorsien. Dis die Here wat vir ons vooruitgaan. Dis die Here wat 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie. Dankie vir die opgewondenheid vanmôre. Ek sê dit is die Here wat hierdie dinge doen. Come on church. Come on, skud los daai koue, sê haleluja. Dit is die Here wat hierdie dinge doen. Want jy sien, as daar nie 'n verwagting is nie, hy sê Kolossense sê en laat die vrede van God, Kolossense 1:10 sê, sodat julle waardelik waardiglik voor die Here mag wandel en hom in alles te behaag. Hy sê en julle in elke goeie werk vrug mag dra en vir die kennis van God mag groei. Hy sê in die kennis van God groei. Hy sê sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en die kennis van God mag groei. Is jy reg om te groei? In die kennis van God? Hey church, is jy reg? Jy weet soos die ou wat sê, hier is 'n klomp goue stafie. Hier is 'n goue staf vir die kinders van die Here. Wie sal dit kom aan? En die kinders van die Here sê dit kan nie waar wees nie. As jy vertolking van hy wil sê, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra,
in die kennis van God mag groei. Wie wil groei vanmôre? In die kennis van God. Vers 11 sê, met elke krag bekragtig word, volgens die mag wat sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lagmoedigheid met blydskap. Hy sê, ek en jy word bekragtig daardeur, met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en langmoedigheid met blydskap. Psalm, ek het die Psalm nou nie, ek het hom as 35 op, maar dit lyk vir my, ek het 'n verkeerde verwysing. Maar hoor die woord van die Here wat sê, laat julle jubel en bly wees, wat 'n behaag het in my geregtigheid, en laat hulle altyd sê, groot is die Here, wat 'n welbehaag het in die vrede van sy knegt. En my tong sal u geregtigheid prys, u lof die hele dag deur, want die Here het vir my deurgekom. Kan ek sien, is daar mense wat sê ek is deurgedra? Is daar mense vanmôre sê, bo-natuurlik het God my deurgedra? Come on. Dan kan ek sien hande wat sê, dankie Here, dat u my deurgedra het. Hy sê, laat julle jubel en bly wees, wat 'n behaag het in my geregtigheid. En laat hulle altyd sê, groot is die Here, wat 'n welbehaag het in die vrede van sy knegt. En my tong sal u geregtigheid prys, u lof die hele dag deur, want ek het die hand van die Here gesien. Ons Vader gee vir ons. Kom sê bietjie saam met my, ons Vader gee vir ons. Wat gee die Here vir ons? Hy sê in Lukas 6:38, hy sê, deel van jou my belofte, hy deel aan jou die belofte aan die kinders van God. Hy sê, gee en aan julle sal gegee word. 'n goeie maat, wat ingedruk en geskit en oorlopend is, en hulle in julle skoot gee, want dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer aan julle gemeet word. Kan ek opgebonde mense sien wat sê, gee aan julle, hy sê gee en julle sal gegee word. Pastoor, dit klink so asof hier 'n finansiële ding is. Prys die Here vir finansies. Prys die Here vir jou salaris. Prys die Here vir jou inkomste. Prys die Here vir jou bonusse. Prys die Here vir jou verhogings. Prys die Here vir jou nuwe aanstellings. Hy sê, want gee en aan jou sal gegee word. 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, en julle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle gee, sal weer vir julle gemeet word, loop sy heilige naam. Wie is nou moeg om te gee sonder om te ontvang? Kan ek sien? Mense gee, ons gee, maar ek ontvang nie soos ek gee nie. Wie wil eerlik wees? Spring op, tel op jou hand en sê, praise the Lord. Ek kom om te ontvang vanmôre, want ek het gegee, maar ek het nie ontvang nie. Niemand nie. Dis die pastoor, ek sal spring. Ek sal sê, ek het al gegee, en ek is op baie plek waar ek sê, Here, ek wil ook nou ontvang. Amen. Weet jy wat sê die Here vir my? Begin te vertrou, en begin jou eie bankrekening vir my gee. Begin jou eie rekening vir my opneem, en kyk of ek nie jou sal seën nie. Hoekom? Want jy sien, ons gee. Amen. Maar ons hou nie van die idee aan julle sal gegee word nie. Nou is die kerk toestel. Dit is nie ons norm om te ontvang nie. As iemand kom met jou te sê, ek wil vir jou iets gee, dadelik loop jy agteruit, want dit net nou dink hulle ek is 'n welsynsgeval. Prys die Here vir nederigheid, halleluja. As iemand kom om jou iets te gee, vat dit. Sê, prys die Here, ek word geseën deur die Here. Ek het gegee op 'n dag, en nou gaan ek ontvang op 'n dag. En ons Suid-Afrikaners neem dit moeilik om te ontvang. Halleluja. Dis lekkerder om te gee. Veral as ek gee, en ek het 'n gehoor om my terwyl ek gee. Dan is dit lekker om te gee.
gee. Maar die woord van die Here sê, wanneer jy gee, jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen, jou regterhand moet nie weet wat jou linkerhand doen. Niemand hoef te weet wat jy gee nie, maar in die geheim weet die Here jou God en hy sal jou die openbaar. Wanneer? Hy sê, hy het kom, hy sê, hy het ingedruk en geskit tot oorlopends. En hoor die woord van die Here, goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is. Kom aan, goeie maat, sê hy is ingedruk en geskit. So aan die woorde, daar's plek gemaak vir nog. Halleluja, halleluja. Wie sê, daar's plek gemaak vir nog? Wie's reg om op te ontvang, reg? Hier kom en hy sê, dis my woord, my bevestigde woord uit jou mond uit. Ek sit my woord in jou hart. Hy sê, begin reg te skit, want daar's meer op pad, daar's meer op pad. Maar as ek dit nie glo nie, die bevestigde woord in my mond. Romeine 5:17 sê, wat as teen gevolge, hy sê, van misdaad, van die een die dood heers en die een veel meer sal hulle wat oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe, heers deur die een, Christus Jesus. Hy sê, want teen as gevolge van die misdaad, van die een die dood heers, hy sê, die een, die groot een, veel meer sal hulle wat oorvloed van genade. Wie is die wat ontvang die oorvloed van genade? Is die kinders van die Here. Sê, dit is ons. Halleluja. Wat veel meer as hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe van die geregtigheid ontvang het. Lewe in, hy sê in die lewe heers deur die een Jesus Christus. 2 Korintiërs 9 vers 8. Hy sê, God maak jou oorvloedig. Amen. Amen. Ek sê, God maak jou oorvloedig. Amen. God maak my oorvloedig. Hoe doen die Here dit? Hy sê, en God het die mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees. Te laat werk, ekskuus. Hy sê, en God het die mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat werk, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Now put that in your pipe when spoken. Amen. Die duiwel haat dit, wanneer die kind van God praat, van die bo-natuurlike ingrype van God, en of dit op finansiële gebied is, en of dit op die ingrype van waar jy nou staan in jou lewe, as die Here jou prosperous, voorspoedig wil maak, dan dit is die woord van die Here. En die kind van die Here moet ontvang en sê, weet jy wat, ek gaan voorspoedig wees in die Here my God. Dit gaan 'n tydjie vat om ons gewoon te word om voorspoedig te wees. Ja, pastoor, weet jy wat, hulle sê in die laaste dag moet ons oppas vir predikers soos jy, wat ons net kom vertel, dit gaan nie glory wees, daar gaan baie geld wees, en ons moet weet dat ons moet oppas vir sulke predikers. Ek vra jou 'n vraag vanmôre. Dink jy regtig Jesus wil hê ek en jy moet so krippel en sukkel wees op die aarde, terwyl hy my die bruid noem? Of noem hy jou enige ander naam behalwe die bruid? As dit met jou siel goed sal gaan, sal dit met jou gees goed sal gaan. En die Here wil hê jy moet goed gaan met jou siel en met jou gees. Come on. Hy wil hê jy moet goed gaan met jou. Hy wil hê jy moet gesond wees. Come on. Hy wil hê jy moet gesond wees. Hy wil hê jy moet staande kan bly in hierdie tyd. Hy sê en God het mag om genade oorvloedig oor julle te laat wees. God het die mag om oorvloedig genade aan ek en jy te bewys. Maak nie saak wat die omstandighede vanmôre is, God het die die krag om oorvloedige aan ons te laat sien, sodat jy altyd in alle opsigte volop kan hê. In alle opsigte volop kan hê. Lekker as die koskas oorloop, as jy oorloop, dan val die baked beans sommer uit. Maar as jy nie daai woord vat nie, dan wil ek vir jou vra vanmôre, wat
nou stig. As die verklaringe van my mond negatief is teenoor finansies, teenoor die seën van die Here en die uitwerk van die Here, nadat ons Sondag spandeer op Deuteronomie 28:2-14, en al die beloftes wat God gee vir die kerk, vir sy mense, sy eie volk, en dan kom ons by die woord van die Here, en dan sit ons op die draad, soos draadsitters, en sê, nee, ek weet nie of die Here my wil sien nie, ek weet nie of die Here my wil sien nie, ek weet nie of die Here, totdat jy nie 'n besluit gemaak het en sê, ek glo die woord van die Here, dat die Here in my is, en deur my wil werk, sal ek aanhou 'n draadsitter wees. Niemand sê 'n woord nie. Spreuke 3 vers 9 en 10 sê, vereer die Here uit jou goed en uit jou eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou paarskype oorloop van mos. Ek is seker hierdie pastoor gaan 'n offerande opneem. Ek is seker hy skip nou vir geld, want jy weet, nee, jy weet nie. Vereer die Here met jou goed en uit jou eerstelinge sal van al jou inkomste. Van al jou inkomste. Na Joel. Goed om jou te sien, broer. Daar kom terug by die huis. Vereer die Here uit jou goed en uit jou eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou paarskype oorloop van mos. Wanneer sal ek so 'n woord gebruik, pastoor? En hy sê vir my net iets, want jy het gesê ons praat oor verklaringe uit my mond uit. So wanneer het hierdie nou 'n verklaring geword, dat hy sê, dan sal jou skure vol word en oorvloed van jou paarskype oorloop van mos. Wanneer gebruik ek hierdie woord? Wanneer jy in 'n finansiële dumpeling gaan en jy gaan deur 'n krisis, dan is dit goed om jou skure te kan oop te maak en jou besie oop te maak en verklaring teenoor die Here te maak en sê, Here, sodra ek hierdie werk kry, sodra ek hierdie kontrak kry, sodra ek hierdie ding dat ek sal sorg dat die eersteling van die opbrengs sal wees, en ek wil die manne en vroue sien wat dit eer, en ek sal jou wys manne en vroue wat 'n verskriklike besigheid het, wat 'n verskriklike salaris verdien. Maar as jy die Here getrou is in die min, sal die Here jou vergelde in die meer. Amen. I'm sure pastor is preaching a sermon of money. I'm not. I'm preaching a sermon of principle. You serve a God of principles. He's not a God that says you got to give. He's a God that says give and I will give. Nou kom ons by, hy sê, vereer die Here uit jou goed en al jou uit die eerstelinge van jou inkomste. Dan begin Maleagi 3, en almal weet Maleagi 3. En ek wil 'n bietjie tyd op Maleagi 3 spandeer, as julle my sal toelaat. Is daar enigiemand kwaad vir my vanmôre? Is iemand teleurgestel? Hy praat regtig oor geld vanmôre. Ek doen nie. Ek wil jou sê oor die slagspreuke en die verklaringe van jou mond, okay? Daar's een ding wat die duiwel haat, is wanneer die kind van God kom en hy begin die woord van God te verklaar, veral as in 'n negatiewe situasie is. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. He's net so op skuld. Come on. Wie's diep in skuld vanmôre? Wie's diep in skuld? Wie sê, as die Here nie help nie, gaan ek nie daar uitkom nie. Dankie vir die twee eerlike mense. Is daar nog 'n twee? Wat wil sê, diep in skuld, and I've got to get out of it. Weet jy hoe klim jy uit? Wie wil weet? Hier kom dit. As iemand oor tiende praat en oor offerande praat, dan beteken dit nie dat die kerk nou op hierdie oomblik geld wil hê nie. Die kerk wil geld hê, natuurlik, as ons afdag klaar maak en ons sal bou.
Maar ek praat nou oor die onmiddellike finansies. Weet jy wat? Uit 'n beginsel uit die gemeente uit. Ons help verskillende operasies buite die gemeente. Ons is betrokke by goedes waarmee niemand eers van weet nie, maar wat lewens nutte of lewens belang is vir ander. Ons bediening is buitekant toe. Maar weet jy wat? Die Here hou nie op om te voorsien nie. In my eie lewe, in my vrou se lewe, in my eie huis, as jy die hand van die Here verstaan. En nou gaan ek stadig daardeur, ek sê, bring die Here tiende na die skathuis, sodat spys in die huis kan wees. Beproef my tog hierin, sê die Here van die leeskare, en ek gee, en ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort. Halleluja. Toe ek net hier begin het, en julle sal kan onthou, die ou mense wat lank hier is, ek sê, gee vir die Here 3 maande julle tiendes. As die Here dit nie uitwerk vir jou nie, dan hou op tiendes betaal. Jy sien, want tiendes het 'n ding oor wat jou mond sê. Tiendes is eintlik 'n beginsel van jou hart. Hoe hoop hierdie besie is teenoor die Here, nie die AGS nie. Die tiende bewys, glo jy die woord van die Here, of glo jy fabels van mense? Ek onthou jare terug die mense gesê die NG Kerk is, jy gee en jy gee en jy gee en jy gee. Maar weet jy wat? Dis 'n goddelike beginsel om te kan gee. Want jy sien, hy sê verder, volgende vers, en hierdie is die vers wat baie belangrik vir ons is as kinders van die Here. Volgende asseblief. Hy sê, ek sal ook die springkaan. Gaan dit weer na die vorige ene? Kyk wat begin hy sê, ek bring die Here tiende na die skathuis, sodat spys sal wees, hy sê, en beproef my, tog daarin sê die Here van die leeskare, en ek sal vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, of hy sê, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort. Wie kan onthou uit die vers uit Deuteronomie 28, toe die Here sê, ek gee vir julle 'n geopende hemel. Wie kan dit onthou? Wie kan onthou uit laasweek se preek kyk? Nou sê die Here weer 'n kans, hy sê, en ek kyk of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en ek wil jou sê, kyk, as dit jou belydenis uit jou mond uit is, as dit jou verklaring is, as jou verklaring vanmôre is, die kerk soek net geld, you've missed it. As jou verklaring vanmôre is, my vertroue is die Here, en ek weet die Here sal my deurdra, ek weet die Here sal my voorsien, dan het jy al die regte beginsel reg te kom. Ek wil jy iets sê vanmôre. As dinge met jou finansies regkom, dan staan jy sterk geestelik. Kyk net na die 18de, die 20ste van die maand. Al die glimlaggies is weg. Jy weet, ek wag nou net vir payday. Hey, almal het 'n payday. Maar wat van 'n ou bonusie tussen die payday? Kan jy sien, wie hou van 'n bonusie tussen in die payday? So jy weet nie, miskien gister kry ek 'n bonusie. Ek het die pragtigste nuwe skoene aan. Jy het nie gesien nie eens nie. Jy kyk my hier oor, nie na my skoene. Ek het 'n bonusie gekry gister. Jy kan nie sien nie. Ek sê Vrydag sê vir my vrou, my swart skoene is klaar. Toe kom die leer af langs die kant. Ek weet hier in Durban, die leer klim sommer af, klim dan die polish alles klim af. Jy weet, en hier staan die leer met so gat. Ek weet dit by my is nie, maar ek dink nie weer gebeur by julle nie. En ek sê net vir haar Vrydag sê ek, ekskuus tog Dora, sê ek vir, weet jy wat, my swart skoene is klaar. Vrydag môre. Moet ek kyk hier na my skoene. Lekker daar kyk. Lekker alright, bro. Jy kan mooi kyk. Hy is die eerste ou wat wil kyk. Dankie, moeder.
En jy weet wat gebeur toe? Hier kom iemand en sê, ek wil net my winste met jou deel. En hy gee vir my van sy winste. Amen. Ek sê, Here, net gister sê ek vir my vrou, dit lyk vir my u oor alles. Maar waar is die beginsel? As ek kry, sal ek vir iemand, ek sal saam met iemand vind, waar ek net ietsie kan gee, uit 'n beginsel en I've received, and now I'm going to give. En nou praat ek nie van die karbak, ek praat nou nie van die hobo nie, ek praat van iemand wat jy weet, waar die Here vir jou sê, gaan na daai persoon toe, gee vir hulle ietsie, gee vir hulle ietsie. Dit hoef nie duisende rande te wees, kyk, jy kan nie sê, waar pastoor, jy seker baie geld, dit gaan nie oor die baie geld, al is dit R50, al is dit R100, en jy saai, wys jy vir God, jy leen aan, jy gee aan die armes, of jy gee aan iemand wat nodig het, en dan sê die woord van God, jy leen vir God. Maar wanneer dit kom by die tiende, die offerandes, wanneer dit kom by die tiende, dan is dit nie 'n saak tussen mens en mens, hierdie is 'n saak tussen God en jou. Maar hoor nou, hy sê, en vir julle, hy sê die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle praat saam met my 'n oorvloedige sal. Niemand klap hande nie. Ek is reg om met my baadjie uit te spring. Hy wat jou die vermoë gee om rykdom te verwerk. Hy sê vir jou, as jy my onthou 1/10, die ander 90 is joune. Hy sê, omdat jy reg is oor die 1/10, hy sê, sal ek julle oorvloedig seën, ek sal my seën, oorvloedig seën uitstort. Amen. Volgende, dan kom die belofte, hier kom jou verklaring. Ek sal ook die springkaan van julle afweer. Ek sal die springkaan van julle afweer, sodat hy die opbrengs van jou grond nie sal verwoes nie. Ek sal die springkaan wat kom om jou kar stukkend te maak, jou stoof stukkend te maak, die springkaan wat jou klere brand, die springkaan wat kom om jou rykdom te steel, die springkaan wat kom om jou koste en jou laste na jou toe te bring, sê die Here, ek sal dit afweer van jou af. Want wanneer jy jou tiende insit, dan sê jy vir die Here, u woord is my beskerming, u woord is vir my voorsien, dat die volgende gaan gebeur. Here, ek is gehoorsaam oor die tiende, u gaan die hemele, u gaan die hemel vir my oopmaak, die vensters, u gaan my gebruik as 'n venster na ander. Ek gaan anders seën uit dit wat ek het, maar Here, u woord het 'n belofte gegee, en 'n verklaring van my mond, u is die beskermer oor my, u sal so sien, dat die springkaan afgewees sal word. Hy sal nie kom steel nie, hy sal nie my opbrengs van my grond kom steel nie, hy sal nie dit verwoes nie, ook nie die wynstok op die land, vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leeskare. Jou besigheid moet oorvloedig wees, as jy weet om die woord van God te verklaar, oor jou rand en jou sent, en oor elke uitgawe, begin die Here te soek, en om te sê, ek verklaar u woord vanmôre oor u. Ek kan onthou, dan breek dit, dan breek dat, dan breek dit, dan breek dat, tot ek die Here gevra het, om die wag op die besigheid te kan wees. As hy vir 40 jaar en 40 dae, die Israeliese skoene en klere kon gehelp het. Ek het 'n kompressor in my slaghuis in Touty gehad, van die dag wat ek hom gekoop het, en net voor ons hom verkoop het, die eerste keer, het hy yskas gehardloop vir 18 jaar,
kompressor, nooit gebreek nie. Want die dag toe die man, en ek het nogal 2 dae by 'n Griek gekoop, en die Griek sê vir my, I've just bought this thing, en al die Grieke praat so, hulle maak hom weer, verf hom weer mooi, maar dit was toe so. En ek sit hom en ek onthou, terwyl die man hom inbou, sê ek vir hom, ek sê, you know what, God gave me this cold room, and God gave me this compressor. En ek lê my hand op by die compressor, en hy hou vir 19, 18 jaar, nooit gebreek nie. Nooit vervang nie, eers late jare vervang. By 18 jaar of 19 jaar se goeie diens gegee. Praat met iemand in Natal en vra hoe lank hou 'n yskas kompressor buitekant en in die open lig staan buitekant. Vra hom hoe lank hou hy. Hy sal vir jou sê, die radiator of die verkoelingsstelsel aan die buitekant, die kondenser, hy roes tot stukke. Daai kondenser het elke dag afgespuit die stof en hy het gehou tot en met daai tyd. Hoekom? Want die moment jy die geheim sien, betrek die Here. Betrek die Here. Dis waaroor vanmôre se boodskap gaan. Gaan nie om nou 'n offerande nou op te neem en te sê maak 'n besluit want die Here gaan jou sê, kry die Here betrokke by jou finansies. Kry die Here betrokke by jou besluite. Kry die Here betrokke. Want jy het die woord van God. Jy sê vir hom, Here, jy moet doen. Hy sê nee, jy moet doen. Ek het my woord aan jou gegee. Nou stuur jy my soos 'n klein hondjie op en af, ek moet gaan doen. Ek het jou my woord gegee. My woord is in jou mond, my woord is in jou hart. Spreek my woord, sê die Here. Ek sien 'n klein hondjie wat rondgestuur is. Dis klaar gedoen. Dis klaar gedoen. Die woord van die Here is nie 'n profesie wat nog moet plaasvind. Dit het klaar gebeur. Daarom sê my beloftes is ja en hulle is amen. Deuteronomy 28 vers 2 sê, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en oor jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Halleluja. En al hierdie seëninge sal oor jou kom. Ek kan sien almal is lus vir seëninge. Wie is lus vir seëninge van die Here? Wie is lus vir seëninge van die Here? Ja, my vrou, dankie. Dankie, sy is lus vir seëninge. Laat dit jou toe kom. Ja, tel jou hande hoog op, ontvang dit. As niemand anders wil hê, my vrou, vaar dit vanmôre in die naam van Jesus. Kyk, weet jy wat? Ek vra met alle respek en alle liefde vir jou vanmôre. Glo jy hierdie woord vanmôre? Ek vra, glo jy die woord van die preek nie? Glo jy die woord van die Here vanmôre? Nou as dit so 'n spring op doen en wys vir die Here, jy glo sy woord. Kom aan. Kom gryp die Here vanmôre. Gryp die Here vanmôre. Nee, ek nie jy moet hande klap nie. Ek nie moet bly wees. Ek wil jy moet die Here gryp vanmôre by sy woord. Kom aan. Doen iets vanmôre, sê vir hom vanmôre, waar jy staan, wat jou omstandighede, hoeveel skuld jy, sê vir die Here vanmôre, ek roep Deuteronomy 28 vers 2 in my lewe wat sê, en al hierdie seënings sal oor my kom en my sal inhaal, want ek luister na die stem van die Here my God. Halleluja, ek luister na die stem van die Here my God. Kom church, hy sê, en al hierdie seëninge, as ek hou niks hoor, al hierdie seëninge, so nou doen jy, Here ek roep van die noorde, die suide, die ooste, die weste. Hy sê, Here, U weet wat die seëninge wat aan my behoort, en ek roep hulle nou op vanmôre in die naam van Jesus. Voordat ek weet nie wat dit is nie, ek weet nie waar dit is nie, maar Here, ek weet U woord sê, en al hierdie seëninge sal oor jou kom, hy sê, en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. Amen. Voor jy sit. Die stem van die Here my God. Okay, wat sê die Here my God? Wat sê hy vir my? Wat sê hy vir jou? Ek moet getrou wees aan sy woord. Ek moet getrou wees aan die gebooie en dinge op die woord stand hou wat hy sê. Wat sê die woord van die Here vanmôre? Ek wil jou geheim gee vanmôre. Al gaan dit hoe sleg finansiëel,
en jy verwag die Here om finansiëel in jou lewe in te gryp. Moet nie met die Here bargain nie, bly jou deel betaal. Drink jy liewe 2 liter Cokes minder en gee dat jy die Here moet toekom en gee vir hom en kyk en sien wat gebeur met jou. Weet gebeur. In my eerste lewe, ek het 3 lewens gehad. In my eerste lewe as 'n jong mens was ek nog in die plek van bargaining with God. Who knows what bargaining is? Here, wel die kar het gebreek, so dan gaan jou 10de. En toe breek daai engle elke maand. Toe kry ek 'n tweede lewe. Toe kry ek 'n getroude lewe. En toe kry ek die regte lewe. En ek moet nou 'n man van die huis wees. So ek sê vir my vrou, sy kom van die groot kerk af en ons het gekom van die klein kerk en ek sê vir haar, jy moet 10des betaal. Dis die tweede lewe. Toe begin dit beter met ons gaan. En toe kom die derde lewe. Wie wil weet wat is die derde lewe in my lewe? Toe die Here vir my sê, los alles en kom volg my voltyds. Ek kan julle nie vertel nie. Ek het nie tyd vir môre om te vertel. Ek het nie tyd om jou te vertel in detail alles wat gebeur, dat is die tyd nie. Maar die dag toe ek vir die Here sê, ja, ek sal gaan, toe begin die Here my lot te verander. Toe begin die Here my huis te verander. Toe begin die Here, nou ek weet, jy is ook in 3 lewens versak, jy het ook 3 plekke, miskien is jy daar waar jy onderhandel oor jou 10de, en jy handel oor dit, en jy offerhand en dit, ek is nie om met jou te beklei vanmôre, ek love elke een van julle, as jy kwaad vir my is, dan is jy kwaad vir jouself, want die Here het my 'n opdrag gegee, om die verklarings van die woord van God met jou te kom deel. Dis jou verklaring, nie my verklaring. Ek sê hoof van my huis, ek gaan soek die aangesig van die Here en ek kom terug met 'n woord vir my vrou. En die krisis sê sy vir my, wat sê die Here vir jou? Ek sê, man, die Here sê, ons moet net so bly en so bly waar ons nou is. Dinge sal verander. Hy is die God wat sê? Hy sê, en al hierdie seëninge sal oor jou kom. Wie roep die seëninge van die Here vanmôre? Tel jou hand op en sê vir hom vanmôre. Sê vir hom, jy is jammer vir jou foute. Bely jou foute, bely jou hardkoppigheid. Bely die dinge wat jy teen hom gehou het. Hy was nie eens by jou besluite betrokke, maar ek het die Here blameer. En vanmôre, en roep ek uit eerste en ek sê, Here, ek vra, vergewe my sondes. Dat ons voor U kan staan vanmôre en die woord van God kan verklaar as die waarheid. Dit gaan nie oor ons nie, Here, dit gaan wat U vir ons gegee het, wat U aan ons geskryf het, dat ons in 2020 staande kan bly, wanneer alles kantel en val om ons, sal die kinders van die Here hoop hê in die Here, en U is ons antwoord, Vader, niks en niemand anders nie. Ons vertrou op niks anders, ons vertrou nie op slypaans en paarde nie. Ons vertrou nie op die arm van vlees nie. Ons vertrou op die Here, ons God, wat in die onmoontlikheid helderheid kan bring. En die God wat die antwoord kan bring vanmôre in die wonderlike naam van Jesus. Vanmôre ons dank U daarvoor, Vader. Ons dank U vir U woord. Gebredastor beshibredastor. Terwyl ons so staan, gaan nou afsluit. Matteus 15, 12 11, 12 en 13, die woord van die Here sê, nie wat in my mond ingaan, maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Daarom kom sy disippels nader en sê vir hom, weet U dat die Fariseërs toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? My antwoord en sê, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Hy sê die Fariseërs ontvang nie hierdie woord nie.
Vanmôre is daar geen Fariseërs, dis kinders van die Here. En ek vra vanmôre, ontvang hierdie woord tot die voordeel van jou gesin en van jou huis en van die mense om jou. Ontvang hierdie woord vanmôre uit die hart van God uit. Daar's nergens oordeel nie. En die woord vanmôre is daar nergens oordeel. Vanmôre is hierdie woord vir jou vanmôre, dat jy kan sien wat die wil en wat die inhoud wat die Here vir jou bestee vir 2020. 'n Kerk, 'n familie, mense met verklaringe. Verklaringe uit jou diepste wese uitkom. Wat sê die Here oor jou en oor jou gesin? So kom ons bid saam weer. Vader, dankie. Dankie vir u woord. Dankie vir u liefde. Dankie vir u omgee. Dankie dat u hand oor ons is. Dankie dat ons in lyn kan kom met u woord. Dankie dat u so goed is vir ons. En Vader, ons sê dankie dat u so na ons versorg. U versorg ons dag vir dag. Ons het 'n huis, 'n dak oor ons koppe. Ons het alles wat ons vra, Here, want u alleen is waardig om aanbid te word, geëer te word, en geloof te word. In Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie geliefdes. Dankie gemeente. Dankie vir ons vriende. Dankie vir mense wat ons kyk livestream. Die Here is vir ons goed. Amen. Amen. Ons gaan nie wag vir die tiendes en die